Goeiemiddag of goeienaand, hang of nou hoe laat kyk jy na hierdie video. Ons is vanaand in ons tweede gedeelte wat gaan oor redding. Verlede week het ons gepraat oor dat daar in die Bybel, wanneer jy lees oor redding, is daar drie tipe van emosies of drie tye van redding. Die Bybel praat op sekere plekke praat die Bybel van dat ons is reeds gered, en dan is daar gedeeltes in die Bybel wat sê dat ons word gered, en dan is daar ander gedeeltes in die Bybel wat gaan oor dat ons eendag gered sal word. Met ander woorde, ons is reeds gered, dit is iets wat in die verlede gebeur het, ons word nou gered, dit is iets wat vandag met ons gebeur, en dan is dit ook iets wat in die toekoms sal gebeur, dat ons gered sal word. Met ander woorde, die dag wanneer jy tot bekering kom en wanneer jy Jesus Christus aanvaar as jou verlosser, dan is dit die dag wanneer jy gered word. Met ander woorde, dit is iets wat in die verlede plaasgevind het, so met ander woorde, jy is reeds gered, en wanneer ons nou vanaand na hierdie gedeelte kyk, dan gaan dit oor dat ons in 'n tipe van 'n geestelike spieël moet kyk na onsself, na wie ons is. Wanneer ons praat van wedergeboorte, met ander woorde, dit is iets wat in die verlede plaasgevind het ons ook die vorige keer het ons gesê dat dit bepaal ons identiteit. Ons identiteit sê, in ons identiteit sê God vir ons dat ons is die mense wat gekies is. Met ander woorde, wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy Christus aanvaar, wat in die verlede plaasgevind het, dat ons reeds gered is, dan gee God aan ons 'n nuwe identiteit, en daardie identiteit sê vir ons dat God ons gekies het, eerste ding, dat God ons geheilig het, en dat God ons sondes van ons vergewe. Met ander woorde, hy kies ons, hy roep ons, en hy heilig ons om sy kinders te kan wees. En dan wanneer ons nou na hierdie gedeelte gaan kyk, dan van vanaand van die hele kwessie van om gered te word, met ander woorde, dit is iets waar jy in 'n spieël kyk om te sien wie jy regtig waar is, en dan om jou lewe in lyn te bring met dit wat jy is. Met ander woorde, dat die proses van word gered op hierdie oomblik het te doen met jou siel, jou wil, jou intellek, jou emosies, dat ons as Christene ons wil, ons intellek en ons emosies in lyn kry met dit wat ons reeds weet, dat ons reeds gered is en dat ons identiteit verander. Wanneer ons na die woord van die Here gaan luister, dan praat daar iemand spesifiek oor hierdie identiteit wat verander om in lyn te kom met hierdie identiteit, en daardie man se naam is Petrus. En ek dink nie daar is iemand beter wat verstaan wat dit beteken om jou identiteit of om jou lewe in lyn te bring met jou identiteit as Petrus nie. So in 1 Petrus 1 vers 9, dan skryf hy daar, omdat julle reeds deel het, met ander woorde, dit is iets wat in die verlede plaasgevind het, omdat julle reeds deel het aan die doel van julle geloof. Die doel van julle geloof is dat julle gered sal word, dat julle in die koninkryk van God sal wees, omdat julle reeds deel daarin het, en dan sê hy, naamlik die verlossing van julle siele. Met ander woorde, dit is iets wat in die verlede gebeur het, en dit is iets wat nou in ons lewens begin verander. Met ander woorde, dit is wanneer ons wil, en ons emosies, en ons intellek in lyn kry met dit wat reeds gebeur het, dat ons geroep is, dat ons gekies is, en dat God ons geheilig het. En dan skryf Paulus, hy skryf hierdie selfde idee, dan sê hy in Romeine 5 vers 10, hy sê, toe ons nog vyande van God was, met ander woorde, dit is iets wat in die verlede wees, toe ons nog vyande was, dat as ons dan met God versoen is, deur die dood van Jesus Christus, met ander woorde, dit is iets wat reeds plaasgevind het in die verlede, hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Met ander woorde, hy beskryf dit so mooi om te sê dat daar is iets wat in die verlede gebeur het, maar daar is ook iets wat nou gebeur, en dit is dat ons verlos word, ons word nou gered, deur dit wat Jesus Christus alreeds gedoen het.
So, om met God versoen te word, beteken nie net daar is 'n verandering van ons identiteit nie, maar dit verander ook ons ewige bestemming, van waarheen ons op pad is. En omdat ons gered is, omdat ons 'n nuwe identiteit het, word ons nou aangemoedig om dit wat intern plaasgevind het, daardie geestelike verandering, om dit nou eksterne realiteit te maak, met ander woorde sodat mense kan sien dat ons kinders van God is. En hierdie gaan nie oor wilskrag nie, met ander woorde dit gaan nie oor iets wat jy moet doen nie, dit gaan oor 'n gewilligheid om te kan sien wat Jesus Christus alreeds vir jou gedoen het. 'n Nuwe lewe is om te wandel in die wete dat Christus alreeds vir jou die prys betaal het. Om ons optrede, jy weet, dat ons baie keer wanneer ons kyk na ons optrede bepaal baie keer wat ons dink oor onsself, die manier hoe ons optree, die manier hoe ons praat, die manier hoe ons teenoor ander mense optree, word baie keer bepaal deur hoe ons onsself sien. En daarom is dit wat Jakobus wat hy kom sê, soos wat Paulus ook baie keer skryf oor die spieël, dan kom Jakobus en sê, ons moet nou in die spieël kyk en ons moet sien wat God sien. Ons moet, as jy in die spieël kyk, dan kyk jy na jouself en jy sien jou uiterlike. Wanneer ons in 'n geestelike spieël kyk, dan sien ons die innerlike, die verandering wat reeds in ons lewens plaasgevind het. En dan moedig Jakobus ons aan om in hierdie geestelike spieël te kan kyk, sodat ons kan sien wie ons is deur die werk van Jesus Christus. Jakobus 1 vers 21 sê, doen daarom in sagmoedigheid, party vertaling sê ook nederigheid, doen daarom in sagmoedigheid, afstand van alle morele besoedeling en die kwaad wat gedei, en ontvang die woord wat in julle geplant is. Met ander woorde, dit is iets wat in die verlede gebeur het. Dis iets wat God in ons geplant het. Ontvang die woord wat in julle geplant is en daartoe in staat is om julle siele te verlos. Om ons denke, ons emosies en ons intellek in lyn te bring met dit wat Jesus Christus klaar gedoen het. Sodat dit ooreenstem met ons identiteit, met wie ons regtig waar is. Dan gaan hy verder in vers 23 en hy sê, want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, so iemand wat sy eie gesig soos iemand wat sy eie gesig in die spieël sien. Met ander woorde, ons kyk na die spieël en dit definieer vir ons, wanneer ons in die geestelike spieël kyk, definieer dit vir ons die lewe wat ons het in Jesus Christus. En dan skryf hy in vers 24 hierdie woorde, hy sê, hy sien homself, hy gaan weg en hy vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Wat Jakobus hier probeer sê is dat daar is Christene wat in hierdie geestelike spieël inkyk, maar hulle het 'n vlak geestelike wandel met Christus. Met ander woorde, hulle vergeet wie hulle is en hulle laat toe dat hulle omstandighede en hulle gebrokenheid en hulle mislukkings en hulle verlede en die ydelle woorde wat hulle spreek oor hulle self, dat daai goed bepaal wie hulle is. Terwyl die woord vir ons sê dat ons is nuut gemaak, ons is geheilig, ons is gekies, ons is eenkant gesit, God het ons geroep, ons het 'n nuwe identiteit. En dat wanneer jy in die spieël kyk en die identiteit sien en dit vergeet, dan is dit om te sê maar ons laat toe dat ons omstandighede en alles wat gebeur bepaal wie ons is en nie Jesus Christus nie. Paulus skryf hierdie gedeelte, hierdie idee van 'n spieël, dan sê hy 2 Korintiërs 3 vers 18, hy sê, en ons almal, terwyl ons met ontsluierende gesigte die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander. Ons word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, deur die Gees. Met ander woorde, wanneer ons na ons self kyk in hierdie geestelike spieël, moet ons die heerlikheid van God
in ons lewe sien. Ons moet die identiteit wat God in ons lewe geplaas het, moet ons kan raak sien. Om te kan sien wie jy regtig waar is. Nie soos wat jy nou is nie, maar soos wat jy geword het deur Jesus Christus. Dit gaan nie oor ons eie vermoëns nie, dit gaan nie oor ons eie onvoldoende pogings nie, dit gaan oor dat daar 'n verandering in ons hart plaasvind, dat ons ontdek wie ons is in Jesus Christus, dat ons reeds gered is, dat ons lewe reeds verander is. As jy dink aan speletjies soos slangetjies en leertjies, daai kan enige iemand se moed breek. Met ander woorde, so die hele idee is dat jy teen hierdie leertjies moet opklim en jy gooi 'n dobbelsteen en jy klim teen die leertjies op en dan ewe skielik kom jy bo en dan gooi jy weer en dan is daar 'n slang in 'n blokkie waar jy land en dan moet jy al die pad weer afgaan en dis baie keer hoe ons geestelike lewens sien is dat ons speel hierdie geestelike lewe van slangetjies en leertjies, nê? Ons probeer om die geestelike slange te vermy, dit is die sonde en al die goeders wat ons verkeerd doen, en ons probeer om hierdie heilige leer, hierdie geestelike leer te kan klim, met ander woorde, dit is ons goeie dade, ons goeie werke, ons toewyding, wat jy weet, ons geestelike ervarings en alles wat ons het, met ander woorde, dit is uitwendige goed, wat ons probeer doen, sodat ons by die eindpunt kan aankom, en daardie eindpunt is, daardie blokkie wat sê finished, is die hemel. Dit is die idee wat ons het. So met ander woorde, die eindpunt raak ons fokus. Die realiteit van die saak is dat ons het reeds die eindpunt bereik, deur dit wat Jesus Christus gedoen het. Ons begin by die einde. Ons het nie nodig om deur al hierdie geestelike hoops te kan spring en hierdie leertjies te moet klim en al hierdie goeders te moet doen om by die einde te kom nie. Christus het dit reeds namens ons gedoen en dit is hoekom hy gesê het, it is finished. Dit is klaar. Ons moet kyk, wanneer ons na onsself kyk en ons sien dat ons reeds gered is. Omdat ons reeds gered is, word ons nou ook gered. Omdat ons reeds 'n nuwe identiteit het, begin ons om ons intellek en ons emosies en ons wilskrag in lyn te bring met wat God reeds van ons sê. Dat hy ons geroep het, dat hy ons gekies het en dat hy ons geheilig het. Dat jy 'n kind van God is, reeds nou. Ons begin by die einde, want Christus het al reeds alles vir ons gedoen. Omdat ons gered is, word ons nou ook gered, en dit is die realiteit van ons lewe. En dat ons sal ontdek, dat ons 'n nuwe identiteit het in Christus, as gevolg van wat reeds gebeur het, wat Christus reeds gedoen het, en dat ons nou gered word. Met ander woorde, dat ons siele gered word, ons wil, ons emosies, ons intellek, dat ons daai goeders alles in lyn bring met die feit dat ons reeds kinders van God is en dat ons reeds gered is. Mag julle 'n wonderlike aand hê en die volgende keer wanneer ons mekaar sien, dan praat ons oor dit wat ons in die toekoms gaan sien, dat ons gered sal word. Goeienaand.